Goeiemôre, baie welkom by kerk. Ons leef in 'n tyd wat ons wêreld maar redelik te mekaar is. Met oorlog en gerugte van oorloë op baie plekke. En in die hele tyd vra ons mekaar, maar wat is ons rol as Christene? Hoe verstaan ons die rol wat ons moet speel in hierdie wêreld? Wat 'n verskil moet ons maak? En hoe verstaan ons God? En wat 'n rol speel God in ons wêreld? Ons gaan vandag bietjie daaroor gesels, maar kom ons raak stil, dan bid ons saam. Here, dankie dat ons vanoggend so mag saam wees. Dat ons rondom die woord by mekaar mag kom. Dat ons weet, hierdie is die een konstante in 'n wêreld wat die heeltyd verander. U verander nie. U bly dieselfde. U is die almagtige God. En as ons as u gemeente na u toe kom vanoggend, dan is dit omdat ons u kinders wil wees, Here. Ons wil leef soos u kinders. Dankie vir u woord. Dankie dat ons op hierdie elektroniese manier ook kan betrokke wees in mekaar se lewens. Dankie dat ons weet, u is hier en u luister. Amen. Ons is in Londen en ons is besig met 'n reeks uit Exodus uit. Storie van God wat Israel gaan haal uit slawerny uit en hulle sy volk maak. Nou die interessante daarvan is dat die pad wat God met sy volk stap, is 'n vreemde pad. Want as ons in Egipte kom, dan is Israel 430 jaar lank slawe. En nou moet God hulle uitkry uit hierdie plek van slawerny. En hoe doen hy dit? Die storie van die 7 pla wat ons, van die 10 pla wat ons kry in Exodus 7 tot 11, is die interessante storie van God wat vir Moses 'n opdrag gee, om na Farao toe te gaan en te vra om die Israeliete te laat gaan. En keer op keer weier Farao, en dan kom daar 'n plaag. Dan roep Farao vir Moses en Aaron en sê, maar vat asseblief die plaag weg, bid daarvoor, ek sal julle laat gaan. En Moses en Aaron bid, maar die plaag word weggeneem, maar Farao se hart bly hard, en hy laat nie die Israeliete gaan nie. So keer op keer kry ons hierdie patroon. Wat maak ons daarmee? Want as God so almagtig is, waarom vat hy nie net eenvoudig Israel uit Egipte uit nie? Hy kan mos. Het jy al ooit gewonder hoekom 10 pla, hoekom nie net 1 plaag soos met Noag se vloed nie? En dan hier die een boodskap wat God gee, en that's it. Ek vra vir myself baie keer dieselfde vraag. Hoekom kan God nie net ingryp en op een slag alles regmaak wat verkeerd is in my lewe en in die wêreld nie? Hy is dan die almagtige God. Hoekom help hy nie, hoekom gee hy nie, hoekom red hy nie, hoekom hoor hy nie? Of is hy nie so almagtig nie? Kyk, dis dieselfde vraag waarmee die Israeliete hier worstel. En as 2 verse, eintlik 'n paar keer word dieselfde gedagte genoem, maar as 2 verse aan die begin en die einde van hierdie gedeelte oor die 10 pla wat vir ons verduidelik waarmee is God besig. Want ons lees in Exodus 7 vers 5, sê die Here die volgende, hy sê, as ek Egipte tref, sal hulle besef dat ek die Here is. Dan sal ek Israel tussen hulle uitneem. En dan in hoofstuk 10 vers 2, sê die Here baie dieselfde, hy sê, dan kan jy aan jou kinders en kleinkinders vertel wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, en wat 'n wondertekens ek onder hulle verrig het, om julle te laat besef dat ek die Here is. Die Here sê aan die begin, en op 'n paar keer deur hierdie hele verhaal met Farao, dat ek doen hierdie wonders, sodat Egipte sal verstaan dat ek die Here is. God gebruik situasies waarin ons is, om vir ons te leer hoe hy is, en wie hy is, en wat hy doen. En ons moet leer om die Here te vertrou. Ons weet nie wat die toekoms inhou nie. En as ons na 'n wêreld kyk waarin ons leef, dan lyk
dit nie baie rooskleurig nie, dan is ons maar bekommerd oor die pad vorentoe. Nie een van ons weet wat lê vir ons voor, wat ons werk betref, wat ons huise betref, wat ons kinders betref nie. Waaroor is jy onseker? Dat is daar waarmee jy vanoggend sit en dink, maar Here, hoe gaan hierdie goed werk? Here, kom help. Here, U is dan die Almagtige. Hoekom red U nie? Hoekom sorg U nie? Ons uitdaging is om God te vertrou. As ons gaan kyk na die storie oor die 10 plaae, dan is dit, aan die een kant sê God, maar Egipte sal weet dat ek God is, en dan lees ons van die 10 plaae. Ons lees, en met elke plaag is dit interessant, is dit amper asof God kom en sê, ek doen nie die plaag om vir jou te wys, die God wat jy gedink het jou gaan help, gaan jy nie kan help nie, want onthou, Egipte het 'n klomp gode gehad. En vir elke faset van die lewe was daar God wat gesorg het en weet en sal help. En dan begin God met een plaag na die ander, om elke keer te wys, maar hierdie God waarop jy vertrou, hierdie saak waarin jy jou sekuriteit neersit, kan jou nie help nie, kan nie red nie. As die Nylrivier se water in bloed verander in die eerste plaag, moet ons onthou, die Nyl was die lewensaar, die bron van lewe vir Egipte, die ekonomiese middelpunt van Egipte. Sonder die Nyl kon hulle nie bestaan. En nou word die Nyl afgesny. En die God van die Nyl, die God wat lewe gee, Osiris, kan nie help nie. En Egipte moet draai na 'n ander God toe wat sê, maar hierdie God gee lewe. Die tweede plaag was paddas. Paddas was interessant, 'n simbool van vrugbaarheid vir die Egiptenaar. En die God van vrugbaarheid, Hek, het 'n paddakop gehad. Julle sal dit van hierdie embleme en goed sal julle dit raak sien. Want vir die Egiptenare was paddas heilig, amper soos die koeie in Indië. Mag nie 'n koei raak nie, mag nie 'n koei seermaak nie, mag nie 'n koei doodmaak nie. En skielik is hulle hele wêreld oortrek met paddas, en oral waar jy stap en sit en raak is daar paddas, maak jy paddas dood. En jy mag nie, want paddas is heilig. Die Egiptenare moes leer dat dit wat hulle gedink het heilig is glad nie heilig nie. Dis eintlik irriterend. Hulle kan eintlik nie wag om ontslae te raak daarvan. Die hartseer is, met elke plaag is dit hierdie klein probleempie wat oorgaan. En Farao het gedink hy kan die klein probleem ignoreer en dan word dit later iets groots wat sy kind se lewe kos. Net omdat hy nie die klein probleempie wou hanteer nie. Moenie 'n klein probleme in jou lewe ignoreer nie. Moenie goed wat die Here vir jou wys afmaak is nie belangrik nie. Gee aandag daaraan. Die derde plaag was muggies gewees. Die aardgod Sep of Geb het beheer verloor oor hierdie massas muggies wat skielik oral is. Ek weet nie of jy al in 'n swerm missies ingeloop het en muggies vlieg in jou mond en in jou neus en jou ore in. Jy weet hoe irriterend dit kan wees. Wat 'n gemors. Swerm muggies. Maar dit raak erger, want die vierde plaag was steekvlee. Die god Kepi is ook 'n god wat uitgebeeld word met 'n insektekop, moes hulle kon beskerm teen hierdie plaag, wat seere veroorsaak en die lewe nog slegter maak. Wat jou persoonlike ruimte oorneem, waar jy kan nêrens heen gaan om weg te kom hiervan af. Jou hele lewe kom tot stilstand. Die God wat jy gedink het vir jou gaan help, maak die lewe vir jou onmoontlik. Die vyfde plaag was spesifiek gemik teen die bil en koei god Hathor en Apis. En hulle is magteloos om die pes onder die vee te keer. Beeste was altyd 'n simbool van welvaart. So hierdie plaag kom vat aan ouens se beersies. Gaan jy nog jou God aanhou dien as jou beersie weggevat word? Want hierdie God is magteloos, kan niks doen nie. Die sesde plaag is dan as die pes uitbrei na die Egiptenare toe en hulle self siek word. En die God van gesondheid, Isis, het nie antwoord nie. Kan nie help nie. En al hierdie plaag is waarskuwings
vir Farao, maar ook vir die Egiptenare. Maar Farao wil hom nie steur aan die waarskuwings nie. Hy wil eenvoudig nie toegee en God erken as God nie. En ons moet luister hierna, want as waarskuwings vir die Here vir ons kom gee, en steur ons daaraan, luister ons daarna, of maak ons dit maar net af. En dan as 'n haalstorm uitbreek, dan wys dit hoe magteloos is die Egiptiese gode van the God of Sky, Nut, en die stormgod Seth. En vir die eerste keer kom Farao op daardie punt wat hy sê, hier is 'n ander God. Vir die eerste keer kom Farao op die punt om te sê, maar my gode kan my nie help nie. En roep hy weer vir Aaron en Moses en vra hom, vat hierdie plaag weg, wat hulle dan doen op die belofte, hy sal sy Israeliete laat gaan, maar hy doen nie. En dan as Farao teruggaan op sy woord, stuur God sprinkane wat alles opvreet. Ek weet nie of jy al in die Karoo gery het, na 'n sprinkaanplaag daardeur is. Skrikwekkend. Hulle vreet alles. En weer is die Egiptiese gode Nepar en Osiris, die god van vrugbare oeste, magteloos. God kan jou nie help nie. As jy nie aan God gaan steur nie, is die boodskap, gaan jy alles verloor. Gaan jy hierdie koneksie met hierdie God verloor, gaan jou verhouding met mense skade, alles gaan afgevreet word. Jy gaan niks sê om op terug te val nie. Dis die waarskuwing. Kyk, die probleem is, Farao ken nie vir God nie. En as jy nie vir God ken nie, is dit moeilik om gehoorsaam te wees. Gaan jy nie gehoorsaam wees nie. Want hoekom moet jy gehoorsaam wees of jy steur aan iemand wat jy nie ken nie, met wie jy nie 'n verhouding het? En hoekom moet jy jou lewe aanpas as God nie die belangrikste plek in jou lewe inneem nie? Dan gaan jy mos nie skuif nie. Want ons sien as die 9de plaag kom, duisternis, dan is selfs die magtigste Egiptiese god, songod Ra, magteloos. Kan nie lig bring nie. Want hy is nie werklike God nie. Ons almal weet, keuses wat ons maak het gevolge. Besluite wat ons neem het gevolge. Maar Farao wou nie hierdie lesse leer nie. Sy hardkoppigheid vernietig sy lewe. Hy wou nie ingee nie. Hy wou nie die Israeliete laat gaan nie. Hy wou nie toelaat dat God mense vrymaak nie. Hy wou nie erken dat hierdie God die enigste God is nie. Hy wou nie beheer oorgee nie. Het kos hom sy lewe, het kos hom sy land, het kos hom die toekoms van sy mense. Jou ongehoorsaamheid en jou hardkoppigheid kan jy jou verhouding met God kos, kan jy jou verhouding met mense kos. Maar nee. Die tweede deel van die storie sê vir ons dat dit nie gaan oor Farao en Egiptenare, dit gaan ook oor die Jode, dit gaan ook oor dit gaan oor die Israeliete wat in Egipte is. Want Hoofstuk 10 vers 2 sê vir ons baie duidelik, God doen hier die plaas sodat jy en jou kinders sal weet ek's God. Onthou, Israel was 430 jaar lank slawe in Egipte. En hulle is blootgestel aan hierdie kultuur, hierdie omgewing van die Egipte, van die Egiptenare, hierdie gode, hierdie simbole wat die Egiptenare aangehang het. Elke dag as hulle werk toe gaan, is hulle gekonfronteer daarmee. Elke dag as hulle in kontak kom met Egiptenare, dan sien hulle dit. Die hele samelewing is deurtrek hiervan. Soos ons, wat hier in Engeland is, jy word beïnvloed deur die kultuur waarin jy leef. Jy kan nie wegkom daarvan af nie. En ons maak ons kinders groot in hierdie wêreld, en ons leef in hierdie wêreld, en ons doen besigheid in hierdie wêreld. En ons kan nie sê, die wêreld met sy invloede gaan ons nie raak nie. Dit gaan ons raak. Maar iewers moet ons mekaar vra, watter plek gee ek vir God in my lewe, want dit maak die verskil. En nou stuur God hierdie 10 plaas, sodat Israel kan sien hoe groot hierdie God is. En hulle kinders kan weet, en hulle dit kan sien. God moet iets dramaties doen om hulle aandag te trek.
om in te breek in hierdie bekende lewe wat hulle vir 430 jaar lank inleef. Ons kinders moet weet hoe groot en magtig God is, en hulle moet dit in ons lewens sien. Ons vriende moet dit weet. Die mense saam met wie ons werk en saam met wie ons leef, moet in ons lewens kan sien hoe groot en magtig is hierdie God. Maar ons moet met mekaar eerlik wees oor die gode wat ons dien. Kyk, ons aanbid nie gode met sprinkaankoppe en paddakoppe nie. Daar is ander goed wat ons lewens oorheers. Daar is ander goed wat vir ons voorskryf hoe ons moet leef. Wat ons moet doen. Hoe ons moet wees. Waarin ons tyd en geld spandeer. Wat ons gesprekke oorheers. Wat in ons gedagtes is die hele tyd. Dis gode. Daardie goed wat ons lewens insluk, daardie goed wat maak dat ons op 'n sekere manier optree en mense op 'n sekere manier hanteer, wat nie is soos God en God se woord is nie, dit is gode. Daardie prioriteite wat ons maak, waarin God nie bo is nie, dit is gode. En God challenge elke God in jou lewe en my lewe direk. Alles wat jou beheer, alles wat jou onderdruk, alles wat jou fokus wegvat, alles wat maak dat God nie eerste in jou lewe staan en die heel belangrikste is nie. Dis 'n afgod. God challenge dit. Wat is dit in jou lewe? Wat is daai goed wat vir jou belangriker is as jou verhouding met die Here? As jou tyd saam met die Here? Wat steel dit? Wat maak dat jy nie moeite doen om by God en God se mense en God se werk uit te kom? Hoekom het jy altyd te verskoning? Dis die goed wat God direct challenge. En onthou, Egiptenare is op 'n punt wat hulle in die moeilikheid is. Hulle kan hulle skielik nie meer help. As jou gode en dit waarop jy jou sekuriteit bou, en dit wat vir jou die prioriteit in jou lewe is, nie meer vir jou kan help nie, dan is jy in die moeilikheid. God gebruik al die plaag om vir Farao uit sy comfortzone uit te vat. En dalk is dit die lesse wat ons moet leer. Want ons moet eerlik wees, wat 'n comfort zone hou jou weg van God af. Wat gaan jou op daardie punt in jou lewe bring wat jy gaan erken, maar God is in beheer van my lewe. Niks van die ander goed waarmee ek my lewe volmaak. Wat my lewe interessant of lekker maak. Niks van daai goed gaan vir jou enigstens nader aan die Here bring. Die tweede ding wat ons moet eerlik wees is, wat is die goed waaroor ons hardkoppig is? Wat is die hart in my eie hart, wat maak dat ek nie wil toegee en wil erken dat hierdie God my God is nie? Want eintlik is dit maar 'n teken van insecurities waarmee jy rondloop. Wat is dit in jou lewe? Hardkoppigheid maak jou blind vir die waarheid. Hardkoppigheid maak dat jy nie oop is om te sê, maar hier's ander moontlikhede. En dit gaan jou koneksie met God en jou koneksie met mense verloor. Hou op om so hardkoppig te wees om te dink jou idee en jou verstaan van hoe die lewe werk is die regte manier. God is groter, God is almagtig. God moes met 10 plaae die Egiptese voorop ingestelde idees hoe die lewe werk en wat belangrik is in die lewe kom afbreek. En hy gaan dit in jou lewe ook doen, want hierdie verhouding is vir hom belangrik. Die derde ding wat ons vir mekaar uit hierdie gedeelte uit moet sê, is ons sal moet leer om aanhou gehoorsaam te wees aan die Here en aan sy woord. Maak nie saak wat dit jou kos nie. Julle gedink, hoe moes Moses en Aaron voel, wat keer op keer moes teruggaan na die Farao. Hier op die einde sê Farao vir hulle, man, gee pad voor my, as ek julle wees, maak ek julle dood, en dan gaan hulle weer terug. Want God het gesê, hulle moet. Hulle kon maklik moedeloos of in vrees opgegeet. Maar as die Farao sê, uit weer, dan is hulle weer daar. Ek het so rukkie terug vir die ouens hier in my wyke gesê, een van die belangrikste goed in gebed is just keep showing up. Dis wat het is. Vertrou God, want hy is die een wat die situasies gaan uitsorteer.
Nie ons en ons idees en die goed wat ons dink belangrik is en die gode wat ons neergesit het en die prioriteite wat ons in ons lewens kom maak het. God staan in die middel. Die almagtige God is in beheer hiervan. En ergens op 'n punt met ons van mekaar sê dat dit is hoekom ons gehoorsaam moet wees. Dit is hoekom ons nie kan opgee en wegloop nie. En as jou lewe en jou wêreld op hierdie punt deur mekaar is en vir jou voel alles val uit mekaar uit, dan is die punt wat ons moet by uitkom is, kom ons vertrou God, kom ons vertrou die almagtige Here van hemel en aarde. Want sy hele plan was gewees om mense vry te maak. Dis sy belofte. God's relentless involvement changes everything. En as ons gaan dink en kyk na 'n deurmekaar wêreld waarin ons probeer gelowiges wees en waarin ons probeer sin maak, wat gaan hier aan, dan moet ons miskien vir mekaar die eerste vraag eers vra, wie vertrou jy? Waar sit ons vertroue neer? Op mense? Op leiers? Op tradisie? Op kultuur? Of sit ons vertroue neer by die almagtige God wat hemel en aarde geskep het? Die God wat in beheer is. Want niks is belangriker as dit nie. So dis die challenge. Wat se comfort zone goed is in jou lewe? Wat maak dat jy nie wil skuif nie? Waaroor is jy stubborn, hardkoppig? Gaan jy gehoorsaam wees en aanhou gehoorsaam wees aan God en aan sy woord? Dis die challenge. Kom ons bid. Here, dankie dat ons weet U is die almagtige God. En dat ons U mag vertrou. Ons hoop op U kom neersit. Want ons toekoms is in U hande. Here, U alleen weet wat lê môre voor. Dankie vir hierdie gemeente waarvan ons mag deel wees, Here. Dankie dat ons op 'n manier kan weet U werk in die lewens van mense en dat ons dit kan sien, dat ons die verandering kan sien wat U in mense se lewens doen. Here, leer ons om vir elke tree en vir elke saak in ons lewens U te vertrou. Nie mense en heersers en konings en leiers nie, maar vir U. Want U is ons God. En ons is U kinders, Here. Dankie daarvoor. Ons bid dit om U naam alleen. Amen. Ons sluit gewoonlik die erediens as ek preek af met 'n geleentheid net om vir die Here te kom dankie sê, ook met wat ons gee. Hoe ons gee en wat ons gee is altyd 'n aanduiding van hoe belangrik die Here in ons lewens is. So, dankie vir elkeen wat gee. Dit maak 'n verskil. Ons kan nie kerk wees daarsonder. So maak dit ook 'n saak van gehoorsaamheid aan die Here. Kom ons gee. Dis my gebed dat die almagtige God in jou lewe sal werk in hierdie week. Dis my gebed dat jy die Here sal sien wonders doen, dat sy genade en sy liefde vir jou sal oorrompel.